Welkom by hierdie week se AMT Landbou weervooruitskatting. Daar is nou meer as 'n 60% kans vir 'n super El Niño hierdie somer, terwyl reën vir Namibië en die Noord-Kaap dan moontlik is oor die korttermyn. Ons kyk na hierdie en meer in hierdie week se episode wat moontlik gemaak word deur Kom die Graanbemarking. Goeiedag, ons het hierdie afgelope week na 10 dae nie baie reën gehad nie. Na die swaar reën wat die winterreënvalgebied Oos-Kaap tuinroete getref het, so die begin van Junie nie. Kyk ons na wat ons kan verwag in die volgende 2 weke. En die eerste kaart is 18 tot 24 Junie. Is daar 'n interessante verskynsel dat die suide van Namibië, omtrent groot dele van Botswana en die Noord-Kaap die meeste reën kan verwag. En dit is hier rondom 1-22 Junie wanneer daar 'n afsny laagdrukstelsel oor daardie gebied of gebiede ontwikkel. Tans lyk voorspellings nie na te swaar reën nie, maar ons weet hierdie tipe van stelsel is daar enigiets moontlik. Die winterreënvalgebied ook 'n klompie reën, maar relatief ligte neerslag. 25 Junie tot 1 Julie. So die suidelike helfte van die land, al die groen is 'n teken van reën, so ligte reën wat kan voorkom, en dis veral hier rondom 25 tot 27 Junie, waar die Oos-Kaap, die Wes-Kaap, die meeste reën gaan kry, maar ook maar nie veel nie, so in die orde van dalk 20-25 mm. Die noordelike helfte van die land baie min of geen reën. Minimum temperature. Gewoonlik is die suidelike dele van die Noord-Kaap, die Oos-Kaap en die noordelike dele van die Wes-Kaap die koudste of met die laagste minimum temperature. En ons kan sien hier rondom 19 Junie gaan die binneland van Namibië, veral die noordelike binneland nogal, die laagste minimum temperature hê. So daar gaan baie koue lug invloei na daardie kant toe, en daar's 'n moontlikheid van ryp, want die blou gedeeltes sê vir ons dis temperature onder vriespunt. Oor die res van die land koud, maar nie ekstreem koud nie, bokant vriespunt vir die grootste deel. Bietjie konsentreer op die El Niño. Hierdie is die relatiewe see oppervlaktemperature, die afwyking vanaf die gemiddeld. Dis 13 Junie minus 17 Mei se temperature, en die rooi en bruin gedeelte sê dit het verwarm, so dit het warmer geword, en die blou dit het koeler geword. En hierdie is 'n tipiese voorbeeld van 'n El Niño verskynsel, en ook die, kom ons sê, die normale patroon waar dit ontwikkel. Die warmste teen Suid-Amerika en dan koeler weswaarts. Ons het laas gepraat van 'n El Niño Modoki, waar die westelike dele gewoonlik warm, of nie gewoonlik nie, dan warmer is, maar dit lyk nie asof dit die geval gaan wees nie. Die oostelike gebiede ontwikkel baie warmer tans as die westelike dele, alhoewel daar ook 'n bietjie warmer temperature begin voorkom weswaarts. Die verskillende Niño gebiede se temperatuurafwykings. Die bruin is warmer as normaal, en ons kan sien hiervan omtrent April, Mei se kant, of dalk 'n bietjie vroeër al by sommige van hulle, het dit begin warmer as normaal geword. Die Niño 1 en 2 gebied, dis teen Suid-Amerika, is al reeds 2.1 grade Celsius warmer as normaal, en die belangrike Niño 3.4 gebied, die tweede van bo af, is alreeds so 0.9 grade Celsius warmer as normaal. So ons is tans al so 'n swak na matige El Niño toestande wat heers. Wat is die kans vir 'n El Niño? En hierdie rooi stafies wat by 100% kom, sê dis 'n 100% kans omtrent hiervan vir die grootste deel van die somer. Gaan die El Niño voorkom, daar is geen kans vir 'n La Niña nie, en neutraal kan so hier na die tweede deel van die somer, so 1-2%. So die El Niño gaan voorkom, ons moet ons maar gereed maak daarvoor. Hoe sterk gaan dit wees?
En ek het dit al 'n vorige keer gewys, maar hierdie is die nuutste voorspelling. En die bruin gedeeltes is die kans vir 'n super El Niño. So ons kan sien hier van Oktober, November, Desember, die OND en die NDJ, November, Desember, Januarie, die gemiddeld van hulle, is daar al meer as 'n 60% kans dat 'n super El Niño gaan voorkom. Andersins gesê, is daar so omtrent 38% kans dat dit nie gaan voorkom oor die midsomer nie. So ons gaan heel waarskynlik 'n super El Niño 2 grade Celsius warmer as normaal. In terme van reën het daar so 'n bietjie verandering begin voorkom en veral die winterreënvalgebied se reëntyd verswak. Die Junie, Julie, Augustus. Ons kan sien hier links onder die bruin gedeeltes. So daar is nog kans Junie, helfte Julie, maar waarskynlik Julie, tweede deel Julie, Augustus, September, dat ons dan swakker reënvaltoestande gaan kry. Bogemiddeld vir die somerreënvalgebied, so die boere wat nog nie klaar gestroop het nie, moet dit maar so vinnig as moontlik doen. Opsommend, reën in Namibië en Noord-Kaap rondom 21 Junie met ligte reën oor die somergraangebiede en dan ook oor die winterreënvalgebied. El Niño ontwikkel baie sterk, groot kans vir 'n super El Niño en verdere reënval vir die winterreënvalgebied dalk minder vanaf die tweede deel van Julie. So ja, mooi loop en lekker boer. Baie dankie Johan. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Kom die Graanbemarking. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien weer volgende week.